kyk toe ek nog jong was. My ouma het altyd gesê, raai net vir my weer verjaardag toe hoor ek dit mense sê. Soms hoor ek maar net, en ek almal net nie. Dis die 13 November, jy luister na Klets, net hier op Afrikaans.Radio, dis ongoddelik warm, ek kan nie hiermee cope nie, Colleen, môre, dit breek my, hier was 'n wonderlike donderstorm gisteraand in Pretoria, of ek dink groot gedeeltes van Gauteng, maar vanoggend, toe ek opstaan, is hy ver in die verlede, want dit is kokwarm. Ja, nee, dis nog nie eens 8 uur nie, maar thuis is daar al uit. Was inderdaad 'n drukkende naweek. Yes, Baie drukkend. Daai stormpie gisterand was uiters welkom, maar soos jy sê, ja, die nagevolge, hoe liggie, is klaar weer ietsie van die verlede. Ja, nee, ek mis daai kort winter wat ons gehad het, iewers aan die einde van Oktober, vroeg November. Dit was vir my heerlik geweest. Ek het actually gister het ek vir mense gesê dat ek het besef ek is hoogs Europees. Ek is nie gemaak vir die kak nie. Ja, ek dink ek change ook maar soos climate change. Vir baie jare in my lewe was ek mal vir ete. Absoluut mal, hierdie mediterrane velletjie van my met gesmag na super hoë temperature, olywe en feta kaas, jy weet, dit was my ding. Maar ek moet sê, soos wat die jare aangaan, dink ek ook neig ek meer Skandinavies Europees. Ja, vir my 'n koue dag, enige dag bo hierdie verskillike hitte waves. Maybe is dit omdat ons aan die verkeerde kant van 40 staan. Maybe is dit. Maybe word ons net uit. Ja, uit. ek weet nie wat jou verskoning nie. Ek kan nog sê ek is pre-menopausal, maar ek weet nie wat jou verskoning nie. Miskien het jy symptoms menopause. Hæ? Stingelstress, dis wat dit is. Stingelstress, dis wat hulle dit noem. Wel, so gepraat van ouderdom. Ek en Sofia het gisteraand, was te warm geweest, ons het nie vroeg gaan stap nie, so ons het 'n bietjie later gaan stap. En toe is die laerskool hier langs my, is toe nou oop. En ek loop net maar daar in, want ek sien daar gebeur iets. En dan kan ek sommer daar op die terrein bietjie loop, en laat sy op een of ander rugbyveld kak. Maar dit het nou nie gebeur nie. Toe is dit 'n kerssang koorfeesdiens something. En ek hoor toe nou hierdie engelkindertjie sing en ek loop nader en daar staan ek en Sofia en ons luister na so 'n paar liedjies van 'n graad R of 'n graad 0 klassie. En dis baie mooi en vir 'n oomblik kry ek 'n traan in my oog en Kersfees maak vir my sin want daar's kinders. En almal weet wat my eintlik goed ken, ek is die Grinch as dit kom by Kersfees. Dit werk vir my glad nie. Weereens, dit is warm, Kersfees werk net in die noordelike halfrond. Dit werk nie in Suid-Afrika nie. As jy vir my sê Kersfees met 'n wat lemoene swembad is Kersfees, dan was jy nog nie oor see gewees in die noordelike halfrond met Kersfees nie. En so staan ek toe nou daar rond, en al die mammas en pappas is verskillik opgewonde, en hulle neem fotootjies en videoetjies, en ek kyk toe nou so 'n bietjie links, en daar's 'n oulike pappa wat daar staan, en ek kyk so 'n bietjie langer vir hom as wat ek dalk moet, en toe draai hy om, en hy wil toe nou verby my skuif, en toe sê hy, "Ekskuus oom, kan ek nie gou verbykom?" Toe besef ek is moontlik ouer as meer van daai kinders se paas en maas, en toe gaan ek huis toe, want dit was warm, en mens kan net met soveel negativiteit deel. So dit is my ding met ouderdom, dink ek vandag. Maybe is dit ook omdat ek verjaar het. Ja nee, ons het 'n groot verjaarsdag hierdie week. Dis dalk dit, jy herëvalueer nou dinge, maar dis altyd sleg vir al die week voor jou verjaarsdag as iemand vir jou oom of tannie, en jy moet nou versigtig wees, jy kan nou nie meer so alleen in laerskole indwaal nie. Dit kan dalk 'n bietjie verdag voorkom. Dankie Colleen, ja, dit het ook by my opgekom, maar gelukkig was Sofia by my, en ek het vermoed as iemand vir my vra wat maak jy hier, dan is ek die peetpa van een van die kinders wat hier sing. Maar eintlik wou ek net op hulle gronde gaan stap het. Maar ja, so. Ja, maar daar is iets magical met kinders en Kersfees. Dit is eintlik maar hoekom mense dit doen. Dit bring net daai joy in 'n mens uit as jy Kersfees saam met kinders kan celebrate en dit deur hulle oë sien. Hulle sien nog die magic in Kersfees. Miskien moet challenge yourself vir die jaar, Matthys, en probeer 'n bietjie die magic in Kersfees sien. Miskien koel hy dan vir jou af. In 38 grade wil jy ek met magic sien in enige iets. Maar ek gaan my bes probeer, Colleen. Vir jou sal ek hierdie jaar na Kersfees kyk in ander oë. Ja, brace yourself. Ek sien hulle sê die hitte gaan nie breek vir 'n rukkie nie. So moet dit nou maar net klimatiseer en dit nou maar
Nee, Skud dit af en stap aan. Skud dit hy's af. hier om te bly, tot apparently April maand volgende jaar, so ja, julle gaan my baie hormoon. Hoorie, wat het jy opgetel daar in die nuus aan jou kant? Ja, Jessie. Ai. Is maar die nuances van Suid-Afrika wat nou maar net voortleef. Ek weet nie Matthys, as jy nou moet gaan uitwerk hoeveel kos eet jy, kom ons sê in 'n maand. Hoeveel spandeer jy aan kos om jou in die lewe te hou? Net 'n ou kosie. So, Ek gaan vir jou lieg as ek nou moet uit my kop uit sê, maar dit is seker net kos, nie wyn nie, alhoewel wyn vir my ook as kos is, nee? Net kos. Net kos, ook nie skoonmaakgoedens. Ja, jy kan in hierdie geval kan jy wyn ook insluit. Okay. Kom ons wees gaaf. En skoonmaakmiddels en toiletpapier? Nee, net iets wat jy by jou mond kan insit. Okay, dis seker, mens kyk na die pryse vandag, is dit seker vir my as 'n enkel persoon, wat, tussen 3 en 4.000 rand 'n maand? Dalk nog meer? Ja, 3 en 4.000 rand 'n maand. Ja, ek het ook gister so vinnig 'n sommetjie gedoen. Ek was daar in by die Woolies en toe doen ek gaan my sommetjie en myne is so op die meeste maande wat dit nou ek weet nie wat dit met my sleg gaan en ek het 'n bietjie ekstra self-medication nodig, aka wyn, dan kom dit dalk hier by die 5.000 rand uit. Maar hoe klink hierdie vir jou, Matthys? 24.000 rand per kop vir 'n vlug van Londen af Suid-Afrika toe. 24.000 rand se kos en drank. Is dit die storie waar dit is wat almal nou aangaan met Cyril oor die nuus, wat die openbare beskermer nou dit moet ondersoek? Ja, inderdaad. 'n Totale budget van 600.000 rand net vir kos, vir 'n vlug van Londen af hiernatoe vir Cyril en van sy gaste. Dit het gebeur na die begrafnis van koningin Elisabeth. Het hulle teruggevlieg en as jy dit gaan afbreek met die hoeveelheid mense wat op die vlug was, kom dit neer op 24.000 rand per kop, net vir catering. Ja. Vir 9 ure. Cyril se woordvoerder het Exactly. Hoeveel kan jy eet en drink? Surely nie. Weet jy wat maak my so siek, Matthys? Meeste mense het nie eers 24.000 rand. Meeste mense in hierdie land het nie 24.000 rand wat hulle 'n jaar in 365 dae aan kos spandeer vir hulle entire families nie. Ja. En hierdie ou spandeer 24.000 rand per kop op een vlug. En natuurlik sy woordvoerder toe hy nou gevra is hieroor het gesê, ons het besef dat die president het no control, geen beheer oor die catering budget. Die president het geen beheer oor fokol. Ja. Hy het geen beheer oor fokol op hierdie stadium. Maar behalwe dit, so dit was my so half 'n key. Ekskuus, ek kan onderraak, maar net weer van 'n sane persoon, 'n mens met inbors. As ek die president is en ek sit op 'n vlug en ek kry al hierdie kosse, kaviaar, dit en dat. Dit is my verantwoordelikheid om te vra, hoorie, hoeveel het hierdie gekos? Ek moet mos weet. Ek moet alles weet. En op daai moment moet hy nou mos gesê het, hierdie is belaglik. Ons moet dit sommer nou self ondersoek en dit reg kry. Maar dit wys net weer eens met watse persoon sit ons aan die helm. Ja, daar was een spesifieke vlug ook van Polokwane af tot in Pretoria. Okay, nou, die vlug is skaars 'n halfuur. Die catering budget was 91.000 rand, net vir daai vlug. What the fuck? Ek meen, dit is absoluut absurd, Matthys. En dan moet mense nie omdraai vir my sê, maar hy is so 'n goeie besigheidsman nie. Enige goeie besigheidsman, as jy in jou private jet vlieg en jy sien die exorbitancies gebeur, presies wat jy nou sê, dan ergens gaan jy vra, hoorie, ekskuus tog, maar wat die fok betaal ons hiervoor? Of wat betaal my burgers onnodig van my land hiervoor? Kyk, as jy 'n CEO is, en dis jou geld en jy het dit gemaak en as jy Elon Musk is en jy vlieg in een van jou 4 of 7 stralers wat hy het en hy gebruik al daai kos, by all means, I mean, it's your money, you worked for it. Maar as 'n staatspresident of 'n staatsamptenaar, jy werk vir ons werk nie vir jou nie, bra. Maar weer eens, ja, jy maak 'n goeie, dit is, ek stem met jou saam, maar die punt is ook vir my, dat hy het nie 'n besigheidsbeen in sy lyf nie, want ek kan jou nou beloof, Elon Musk met al die geld wat hy het, van nie sulke exotiese extremities op enige van sy privaat vlugte ook toelaat nie.
want hulle is slim met hulle geld. Dit is hoekom hulle suksesvolle besigheidsmense is. Ja, hierdie ou het geen agting vir ons nie. Hy het geen agting vir die mense wat regtig hard werk. Hy is heeltemal out of touch, Matthys. Soos soveel leiers in Suid-Afrika, in corporate, in SOEs, oral sien ons hierdie tendens dat hierdie leiers operate op hierdie level waar hulle in la land bly. En hulle is totaal en al disconnected met wat eintlik in hulle organisasies aangaan. Cyril is totaal en al disconnected met wat dit is om 'n burger van Suid-Afrika te wees. Hy het geen fucking idee nie. En hy stel ook nie belang om uit te vind nie. Hy's soos Anita Lloyd sal sê, ek is bevrees hy's ongelukkig. Want hy's eintlik net 'n bietjie dom. Sy het gesê hy's fucking dom. En, ja. Ja, Matthys, en so beer dit voort, jy weet, hierdie nuances wat ons net nie aanhou, hierdie goed dat ons tyd aan spandeer. So het die Ekskuus, kan ek jou gou interrupt? Ek wil net gou ietsie sê oor hierdie kos ook, want ons praat nou oor die exuberant pryse wat vir kos betaal word. En die afgelope naweek was die Vryheidsfront Plus se 2024 verkiesingsveldtog in Goodwood in die Weskaap. Daar was omtrent so 700 mense die Saterdag teenwoordig gewees. En Dr. Pieter Miller het toe nou in sy gedeeltes ook gepraat van Suid-Afrika het 'n land geword waarin kinders weens honger te sterf en waar sommiges sand moet eet om net iets in hulle maag te kry. So hier is 'n paar stats of quotes uit sy speech uit. Net Vrydag, wat dan nou die dag voor die konferensie was, het die Menseregte Kommissie 'n verslag vrygestel oor 120 kinders wat in die Oos-Kaap in 'n vorige finansiële jaar weens honger gesterf het. En kyk, die regering praat nie graag oor hongerte nie. Hulle praat mos oor malnutrition. Of wat is die mooi Afrikaanse woord daarvan, maar julle verstaan waarvan ek praat. En dan, nog verder stat, wat hy sê, dat iewers in KwaZulu-Natal, sy quote sal ek sommer self net lees, dit is wat die skandelike ANC in hierdie 30 jaar aan ons land gedoen het. In KwaZulu-Natal is daar kinders wat sand eet, sodat hulle net iets in hulle maag kan kry. So dit is wat op grondvlak gebeur. Dit is wat met ons kinders gebeur, ons jeug, ons toekoms. En dit is wat die leiers vandag doen aan die toekoms van hierdie land. Ja, hulle het geen, hulle worry regtig nie. Daar's geen agting vir mense nie, daar's geen empatie nie. Ons sal basyn van die hoë toppe van die Uniegebou af oor kwessies wat ons nie eers aanraak nie. En kwessies wat vir ons aandag kry. Maar ons verstaan nie dat ons, jy weet, hulle gaan aan oor Free Palestine, en ja, dis 'n hele ander kwessie en 'n hele show op sy eie. Maar jy weet, die regering en spesifiek die ANC-regering is so vokaal oor hierdie issues, dat hulle het geen perspektief oor die issues wat hulle in hulle eie land ingaan nie. Kinders in ons eie land wat doodgaan van hongerte. Omdat hulle niks om te eet nie, hulle vlieg rond en hulle... En daai het my geskok. Kinders wat sand moet eet, net om te voel dat daar iets in jou maag is. Dis banaal. Nee, hulle vlieg eerder rond en hulle private jets eet R24,000 se kos en tweet van die gemak van hulle private jets af oor Palestina. En dit gaan ons meer traction kry. Clickbait. Praat jy van aandag aflei, Matthys? Ek sê lankal ons moet watch in die nuus, gaan kyk onder die nuus julle, want baie van die goed is daar om jou aandag af te trek. So apparently stilletjies het die regering nuwe wetgewing deurgekry om die uitvoer op ons plaasprodukte te prohibit van boere wat nie ordentlike BE ratings het of 'n sekere persentasie swart aandeelhouding het. Hulle gaan van voortaan dan nou hulle permitte verloor om uit te voer na die Europese Unie toe, sowel as die Verenigde Koninkryk. Van die gevolge van dit natuurlik is, jy weet, nie net die persoonlike gevolge op die boere en die gevolge op hulle insette, of hulle uitsette eerder nie, maar ook jy weet, werkskepping en die werksverliese. Volgens 'n verslag wat hierdie deel uitgekom het, as hierdie ding nou uitgevoer gaan word, dis maandag my eertand kan nie nou opwees nie. Dan
gaan dit werk Okay, verlies gebruik jou van Engelse airtime, 800.000 as jy wil. werke. Ekskuus, kan jy my hoor? It like my, that's also running a bit low. Is that running a bit low, Ja, like ons het 'n moeë delay. Okay, hoe klink dit nou? Beter? Ons actually, ek dink so. Ek dink ons actual airtime is ook besig om op te raak. Maar nou my vraag is, Matthys, volgens hierdie berig wat ek gelees het, gebruik hulle die woorde stilletjies het die regering het deurgekry. Hoe kry die regering stilletjies sulke wetgewing deur? Is daar nie mense van ander partye wat op hierdie verskeie rade of task teams of wat hierdie shadow ministers en whatever, is dit nie hulle werke om hierdie goed op te tel voordat dit deurgaan nie? So ja, okay, klein bietjie prys vir die DA dat hulle hierdie ding nou fight, maar moes hulle nie hierdie ding opgetel het voordat hulle hom moet fight nie. So is hy klaar geadverteer? So ja, ek wonder maar net, is hy klaar geadverteer in die Staatskoerant? En dit is nou nuwe wetgewing of is hy oop vir opinie? Hulle het om die volgens die berig sê die woorde stilletjies deurgekry in die Staatskoerant. Nee, sien. Ja, so wat het julle gedoen, oppositiepartye, in daai spesifieke, soos wat jy sê, in daai task teams of in daai as 'n shadow minister, want dit was jou werk om ons te laat weet en seker te maak hierdie gebeur nie. Ek het so vlugtig ook iets gelees wat daar op 'n stadium geskryf is, vanoggend net vinnig daardeur gelees. Ek het nie regtig kommentaar te veel oor die hele insident of die saak nie, maar waar hulle apparently sê dat dit is woord vir woord dieselfde as die vorige ene. Wat ek nie kan noodwendig dink dit is waar nie, so ek sal dit graag wil gaan lees ook en gaan kyk, maar ek dink die oppositiepartye is op die stadium weer eens so besig om gal te braak en goeters te skree, net just because they have to, om aandag en mediatyd te kry, maar nie noodwendig die werk te doen, waar hulle dan op die einde instaan vir die groter publiek, om seker te maak dat ons as Suid-Afrikaners word nie so ingedoen deur die regering nie. En dan is my vraag, as jy nie dit kan doen nie, hoekom moet ek vir jou stem? En wat se kak gaan ek dan hê as jy aan bewind is? Wat gaan jy deurdruk as niemand jou opcheck nie? Ja, nie weet eens Matthys, hulle moet fokus en hulle sal ophou met die ander kwessies. Nou kom ons almal bymekaar, al die oppositiepartye kom op maandagooggend by mekaar om te kyk of op any given day bymekaar om nou te strategize, hoe gaan ons reageer oor wat die fok Julius Malema nou weer vandag gesê het. No one cares, die man het nie regtig invloed nie, maar dit is waarna hulle tyd spandeer. Exactly. Of waar gaan ons nou staan raak in die Israeli-Palestina kwessie? Of jy weet, hierdie belaglike, wat gaan ons nou sê oor Siya Kolisi se nuutste uitlating? Dit is nie belangrik nie. Julle sit en julle hou kokes oor hierdie kak en dan mis julle belangrike kwessies wat deurgaan tot in die Staatskoerant. I'm just saying, nie almal van julle is kak nie. Julle is dalk minder grade van kak. Maar asseblief, jy sien. Ja, maar wake up and focus on the things that matter. Ek gaan dit weer sê en ek het Vrydag aand so 'n bietjie van gesprek met twee vriendinne van my en jou beide gehad oor hierdie hele ding en oor die oppositie en hoe gaan jy jou stem bepaal? Hoe gaan jy strategies wees? En almal het natuurlik gesê jy moet gaan stem en weer eens ek en jy sê dit ook. Jy moet seker maak jy is geregistreerd om te gaan stem. Want as jy nie gaan stem nie, stem jy vir die beheerende party. Jy gaan jou stem gee vir die ANC as jy nie gaan stem nie. So gaan stem en sit jou stem agter enige blerrie plek as jy nie seker is nie, behalwe die ANC. Maar dit is baie moeilik om dit dan te sê ook, want ek meen, dit is eintlik hoe sad dit is, dat mense sê op die stadium, sit net jou stem enige plek, behalwe langs die ANC, want ons het nie 'n plek waar ons dit kan sit om te sê dat, weet jy wat, hierdie party, hierdie leierskorps, gaan ons uit hierdie kak uit kan kry, en ons weer op 'n regte roete kan kry nie. Die enigste mense, en ek het dit Vrydag aand weer gesê, en ek het dit weer al voorheen gesê op klets, dink ek ook, is dat ek het nooit gedink het gaan oor my lippe kom nie, maar op die stadium, the adults in the room, in my opinie, is die Vryheidsfront Plus. Ja, nee, ek stem met jou saam. Hulle, as jy kyk met die koalisie ook, die soort, ek weet nie wat is sy naam nou nie, die ex-Moonshot Black koalisie. Jy weet, dit was die Vryheidsfront getree daar, en vredevol kon mense kry om 'n tafel te sit.
eventually. Wat weer eens die groot mens in die kamer is. Maar dit is sad, Matthijs, you've got to vote for the lesser of all the evils. Jy weet, ek dink baie maal dit is wat in Amerika aan die gang is. As jy kyk hoe populêr is Donald Trump op hierdie stadium, dan wonder ek vir myself, as sy oppositie nie Joe Biden was nie, was hy so populêr? Sien, daar was regtig iemand baie sterk aan die demokratiese kant. Vermoed ek nie Donald Trump het die populariteit geniet wat hy nou geniet nie. Whatever jy dink oor hom, ek is persoonlik 'n moeë fan, maar meeste mense is nie. Dit is eintlik maar net, hulle staan behind the lesser of two evils, maar as daar iemand sterker was, beloof ek jou was hy definitief nie so populêr so wat hy tans is nie. Kom ons speel devil's advocate, kom ons sê dat there is rather vote for the alternative. Ja, kom ons sê dat hy het gestaan teenoor Obama. Ek dink dit sou 'n moeilike besluit gewees het vir Amerikaners. Ja, maar nou is it's an easy one, maar dit is sad dat ons in 'n wêreld lewe waar hierdie mense wat ons moet lei, die mense wat ons nou moet opkyk, die mense wat ons geld vat en dan vir ons hulle waarborg gee dat hulle hierdie geld gaan aanwend tot ons eie beswil, dat ons hier sit met 'n klomp clowns die hele wêreld deur. En dat ons moet net eintlik vote vir die minste simpel clown. Kom ons vir al die clowns in 'n kamer en ons kyk wat is die ernstigste clown en ons stem nou maar vir hom. Maar hy's nog steeds 'n clown. Yep. Dit is die sê ding van alles. En jy's reg as jy dit sê, dis politici reg deur die wêreld. Is dit presies hoe dit is op die stadium. Dis nie net 'n Suid-Afrikaanse probleem nie. En as 'n mens mooi ook gaan kyk, dat almal dink altyd dat, nee, weet jy wat, politiek raak my nie eintlik nie. Ek hoef nie daaroor te worry nie. Ek is maar net die, ek doen my eie ding. Maar daar's soveel touchpoints met jou alledaagse lewe waar politiek jou raak, waar hulle besluite neem of die regeringsbesluite neem wat jou raak as 'n persoon. Kom ons dink net aan 'n wet increase. Dit kom uit die politiek uit. Wat gebeur met Eskom op die stadium? Alles is polities, nie net in Suid-Afrika nie, reg oor die wêreld. En dis hoekom jy as 'n burger van 'n land moet stem, want jy het 'n sê. En dis daai ou sê ding, ek kan nie onthou wie dit gesê nie, that you get the government you vote for. So bekende sê ding. En as ons so gaan aangaan en ons registreer nie en ons gaan stem nie, we again gonna get the government we vote for. Well, it's actually you get the government you deserve. So as jy ook nie gaan stem nie, you didn't vote. So you will get the government you deserve. Ja. Hoorie, en dan Michael Jackson, jy is nog 'n fan van hom. Sy baadjie is vir 5.7 miljoen rand verkoop in Londen. En dit is daai baadjie wat hy gebruik het in die Pepsi advertensie in die 1980s, daai baie bekende baadjie. So ja. So dit is vir 5.7 miljoen rand verkoop. Daar was apparently 'n klomp ander goedes ook gewees, maar dit is nou die ene wat die grootste, en die mense het vermoed dit gaan so tussen 200.000 pond en 400.000 pond al. So hy het nou op die einde 250.000 pond gehaal. So ja, iemand het nou mens kon meer kry vir ou Michael Jackson se baadjie, Ja, ek dink nog steeds is vir wonder vir wie gaan die geld, gaan hulle gee vir een of ander kinderfonds? Hulle gaan dit maar seker gee vir die Michael Jackson fonds, dat hy nou maar na sy kinders kan kyk, of ek weet nie eers actually wat gaan aan in sy boedel nie, to be honest. It is so al van ook, it's done, I kind of forgot about it. Ek het nou die dag die ongelooflikste onderhoud gekyk met Priscilla Presley. Ek het gesien, hy is op, ek het ook nie gekyk nie, ja. Doen jy sal vergins, kyk hier, dit is regtig, it's such a good interview, en net die kind of binnekring insigte wat sy vir jou gee in Elvis se lewe, en wie Elvis, jy weet, wat 'n tipe mens hy actually was, wat vir hom belangrik was, haar verhouding met haar dogter, Lisa Marie, en haar opinies oor toe sy nou met Michael Jackson begin kort, en hoe sy ook uitgelaat het, dat sy dink die hele rede, Michael Jackson was nooit regtig into Lisa Marie nie, maar dat hy die absolute, kyk, hy was obsessed mos met Elvis, totaal en al obsessed met Elvis, van 'n jong ouderdom af, en dat hy was al starstruck in sy sole intensie om Lisa Marie te bag,
was omdat sy Elvis se dogter was. En ja, ons almal weet daai huwelik het ook nou nie goed geëindig nie. Dit klink maar die Presley vrouens is maar redelik gekurs in liefde. Maar ja, amazing vrou. Absolute amazing vrou. Die manier hoe sy kommunikeer, jy kan sien daar's baie emosie, daar's baie voetspa in haar ook. Jy weet, Neverland wou hulle wou hom toemaak op 'n stadium, hy het bankrot gespeel en hoe sy handedly het span by mekaar gesit het en gesê dit sal nooit gebeur nie. Neverland, ag nie Neverland nie, Graceland. Elvis Huis, Graceland. Hoe Graceland nooit gaan moet toemaak nie en sy het Graceland in 'n absolute booming business in verander. 'n Vrou wat eintlik maar kept woman was en nooit, jy weet, toe nou ons sien dit baie met vrouens op even laer ekonomiese vlakke. Jy weet, as jou man die dag doodgaan, dan besef jy ewe skielik, o, Here, Gert het toe nou nie so voorsiening gemaak soos wat ek gedink hy het nie. En ek het nou 40 jaar laas gewerk, toe ek nou nog daar vir die graad 1tjies in Standaardfontein skool gehou het. En nou moet ek uitklim en iets doen om die pot aan die kook te hou. En dit is wat sy gedoen het. 'n regtig merkwaardige vrou. Ja, doen jouself 'n guns, kyk jy onderhoud. It's quite interesting. Ek sal 'n bietjie gaan check. Ek sal dit verseker 'n bietjie gaan kyk. Wys jy net eintlik aan Michael Jackson, hy was eintlik maar 'n fame fucker geweest, né? Ja. Soos almal nie man. Ons maar 'n bietjie fame fucker in ons almal. Ja, ons het almal seker maar 'n bietjie daarvan. Hoorie, so gepraat dan van dit ook. Laaste ding dalk van my kant, ek weet nie of jy nog iets het nie. Okay. So mense hoef nie meer, jy weet mos oralste oor see, veral in Amerika, dan sê hulle mos altyd, oh my god, is there like lions in your streets? Can I see a lion? Dis mos wat almal altyd in Amerika sê, as hulle in Suid-Afrika toe kom, wonder hulle of die leeu's in die strate loop, en gaan hulle leeu sien, en natuurlik was daar ook na die opsprake die naweek gewees oor die Trevor Noah commercial, wat hy toe nou uitgereik het, wat uitgereik is uiteindelik oor om Suid-Afrika te bemark as 'n tourist destination. Gaan kyk die video as jy hom nog nie gekyk het nie, is nie dit bad nie. Maar Suid-Afrika is die enigste plek waar die leeu's op die stadium vry rondloop in die strate nie. 'n Leeu het Saterdag vir 'n paar uur lank vry rondgeloop in die strate van 'n kusdorp in Italië, nadat hy uit 'n plaaslike sirkus ontsnap het. Naderhand het hulle dan die leeu aangekeer, verdoof en toe nou weer teruggebring na die sirkus toe. So ja, leeu's loop ook in Italië, Amerikaners, en ja, ek kry die leeu eintlik jammer. Ek vermoed hy was regtig net so van, kan ek nou hier volkom wegkom? Waar is Mufasa? Waar is Mufasa? Vat my terug Afrika toe. Ek verstaan nie dat diere sirkusse nog bestaan nie. Dis vir my in 2023 is dit vir my vreeslike barbaarse fenomeen. Hoe het ons nog sirkusse met diere in? Het ons nie al 'n klein bietjie 'n wolf van dit af nie? Ja, ek kan nog verstaan 'n well-kept dieretuin, en as die intensie agter 'n dieretuin is om, jy weet, verhawende diere of diere wat ergens in 'n kakkerige situasie is, jy weet, veilig te hou en dan te gebruik as navorsing en education vir mense wat die plek nou kom besoek. Ewen as die dieretuin ordentlik verran word en diere nie, jy weet, uitgehonger word. Dis maar sirkusse. Really? Het ons dit nog? Wel, ek weet nie regtig van Suid-Afrika nie, maar duidelik is daar 'n sirkus iewers in 'n kusdorp in Italië gewees. Maar ek stem nogal saam met jou. Ek dink nie meer dis nie meer cool nie. Wonder wat sê die Thornbirds en al die greenies van dit. Ja, nee, hulle gaan niks sê nie, want dit trek nie aandag nie, Matthys. So hulle gaan niks daar, hulle doen niks, enige greenie, enige Greta Thunberg cult member kan nie iets daaroor sê nie, want dit kry nie genoeg aandag nie. En almal wil net aandag hê, soos al die politikuste in Suid-Afrika ook. So natuurlik was die naweek nuus omtrent besmet gewees, ook met die EFF, wat allerhande goedjies kwyt geraak het. Ek het net so vinnig daardeur gelees, daar was glo gerugte gewees dat hulle 'n vervalste proof of payment vir AfriForum gestuur het oor die kostebevel wat hulle moes betaal het. Julius het nou naderhand bevestig dat Standard Bank geapologize het en dit is 'n regte bewys van betaling. Maar verder het hy nou ook Sondag toe hy by een of ander verkiesingsrally was, het hy nou verder aangegaan en gesê, maar die enigste rede hoekom AfriForum nou hierdie sê,
is omdat hulle kwaad is oor die uitlatings wat die EFF gemaak het oor die springbokke en die springbokklere en die embleem. Dis die enigste rede hoekom AfriForum sou gesê het dat daai proof of payment is vervals. So Julius, regtig, ek dink nie dit is die rede hoekom AfriForum dit gesê het nie. Hulle vermoed het nie, jy kan nie geld inbetaal nie, maar Standard Bank het gesê, Ja, hulle dit is trust jou nie, want jy's 'n proof of bloody payment. skelm. Maar verder raak dit interessant toe hy verder aangegaan het om te sê dat hulle as die EFF, Colleen, net hulle as die EFF, hulle sing alles in die volkslied, behalwe as dit by die stem kom. Dan sing hulle dit nie. En dis nie omdat hy Afrikaans is nie. Dit is omdat dit apartheid is. Maar nou sê hulle baie duidelik dat hulle sing net nie die Afrikaanse gedeelte nie. So hulle sing wel die Engelse gedeelte, wat die stem is, in Engels. Maar dit is nie apartheid nie. I mean, how stupid do you want to be? Ja, ag nee wat, ek mens ons kan net vir 1 week gaan in hierdie land, wat ons vir Julius totaal en al ignoreer. Ons moet hom 'n time-out gee soos 'n klein kind. Hy moet in die hoekie gaan staan. Ek dink dit sal soveel, al hierdie partye moet eintlik 'n pakt. Hierdie is nou 'n goeie pakt om te maak, julle oppositiepartye. Gaan maak 'n pakt dat julle in geen instans op enige publieke forum gaan kommentaar lewer of enigstens 'n minuut van julle week gaan mors om 'n respons te formulate teenoor Julius Malema. Bly ignore die man. Julle feel hom, julle gee vir hom energie, you're feeding the dragon. Just ignore the man. Soos wat die ANC hom ignoreer. Die ANC het dit goed reg gekry. Hulle ignoreer hom blaatant. True. Jy is reg. Jy sien bitter min enige reaksie van die ANC teenoor Julius Malema se absurde kinderagtige uitlatings. Maar die ander oppositiepartye spandeer hulle kokusse elke maandagooggend en ek dink die eerste punt op die agenda is altyd wat gaan ons reageer teenoor Julius? Wat my wel bly maak is elke keer as Julius Malema en sy EFF vir AfriForum moet geld oorplaas, dan voel dit vir my ek kry 'n Kersbonus. Ek love dit. Ja, want ek dink op die stadium is die EFF besig om AfriForum te fund op 'n baie groot skaal. So, ja, kyk uit vir die boere, die EFF. Okay, Colleen, ek dink daai is actually 'n goeie ding. Ek dink dit moet sommer jou wysheid vir die dag wees. Dis ja, hou op rondvolk en moenie attention gee waar daar nie attention nodig is nie. En as 'n oppositieparty dink ek op die stadium, vertel my eerder wat jy gaan doen. Vertel my wat jy al reg gedoen het om confidence in my as 'n toekomstige stemmer, as 'n toekomstige vote. Bou confidence in my en moenie jou tyd mors, jou PR tyd mors op die EFF en ander oppositiepartye nie. Indeed. Lekker. So dit was dan nou Maandag, die 13 November. Dit was my kontribusie vir stilte teenoor Julius Malema. Okay, dankie Colleen. Môre is ons terug met nog geklets. Dankie dat jy geluister het, deel, share, doen wat jy moet doen. Daar's 'n klomp ander goeters wat jy kan gaan luister op die Afrikaans.Radio platform. Dis Afrikaans.Radio, die webtuiste. Dis 'n klomp lekker podcasts, so gaan jy luister gerus. Just, bye-bye. Cheerio. Kyk, toe ek nog jong was, my ouma het altyd gesê, daai het vir my weer, ja, ek hoor ek dit mense sê. Soms hoor ek maar net, en ek almal het